Goeiedag, liewe vriende. Dit is baie lekker om weer 'n bietjie saam met julle tyd te spandeer. Ons is besig met 'n geweldige opwindende reeks. Ons praat die laaste 2 weke en hopelik nog vir die volgende 10 weke sal ons 'n bietjie praat oor die 12 artikels wat ook bekend staan as die apostoliese geloofsbelijdenis. En wat ons al vir mekaar gesê het is dat die 12 artikels of die 12 geloofstellings wat ons in hierdie belydenis vind, is die absolute fondasie van elke Christense geloof. Elke Christen bou hulle geloof vanaf hierdie fondasie. Hulle groei hulle geloof van hierdie begronding af. Maar die oomblik wat jy begin wegkap aan enige van hierdie 12 leerstellings en natuurlik die res van die leerstellings van die Nuwe Testament wat geïmpliseer word deur die apostoliese geloofsbelijdenis, die oomblik wat jy daarin begin wegkap, kan jy nie met regte jouself meer Christen noem nie, want hierdie is die absolute minimum wat elke Christen behoort te glo. Die apostoliese geloofsbelijdenis was deur die geskiedenis heen gebruik vir 2 primêre take. Die eerste taak was om foutiewe beskouings of valse leerstellings oor die inhoud en die uitleef van 'n mens se geloof reg te stel, en tweedens om vorm te gee aan gelowiges se lewe, om hulle te help om hulle geloof op die oomblik dan te groei. En dit was rede vir die oorweging om met hierdie reeks te begin, is omdat dit vandag weer geweldig belangrik geraak het om terug te gaan na hierdie basiese geloofsfondasie wat ons as Christene het. Juis oordat daar in die kerk reg oor die wêreld, alle denominasies, eintlik maar op die stadium van die geveg, begin foutiewe leer insluip het. Dat die gees van die tyd in die kerk begin insluip het. En dat dit nodig geraak het dat ons weer moet gaan teruggaan om te sê, maar dit is wat ons eintlik bely as Christene. En hierdie nuwe goed, hierdie ander goed wat 'n klomp van hierdie geloofswaarhede verdraai of selfs probeer uitgooi, dit kan nie inpas in 'n Christen se geloof nie. Die ander ding is, dit help vir ons, wanneer ons bietjie deur hierdie geloofsartikels gaan werk, dit help vir ons om beter simmetrie in ons lewens te kry. Daai prentjie wat ek vir julle die laaste 2 weke gewys het van die gimmer met die lekker groot bollyf van die tandestokkies vir bene. Baie Christene se geloof lyk so asymmetries. En die reeks help vir ons om bietjie aan die simmetrie in ons lewens te werk. So ons het in die eerste week het ons gekyk na die eerste deel van die eerste artikel, ek glo in. En ons het vir mekaar gesê dat die 2 belangrikste elemente van geloof is nommer 1, kennis en rede, is om te sê ek glo dat. Daar's 'n klomp feitelikhede van ons geloof waarin ek wat ek op die einde sê, ek is oortuig hiervan. En die ander element is dan natuurlik ook onlosmaakbaar van hierdie eerste een is om te sê ek glo in. Dit is 'n toewyding, dit is 'n commitment aan die Here. Dit is om die uitnodiging wat hy vir elkeen van ons gee met oop arms te aanvaar. En laasweek het ons gekyk na die res van die eerste artikel. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En wat ons vir mekaar basies gesê het is, wanneer dit kom by God die Vader, kom dit neer op 2 goed. 'n God wat oneindig magtig is, maar terselfdertyd ook intensief persoonlik is. Ons het 'n bietjie gekyk na hoe Jesus vir God die Vader uitgebeeld het in die Onse Vader gebed wat hy vir sy disippels geleer het. En dis waarby ons op die oomblik uitgekom het. 'n God wat oneindig magtig is, maar wat intensief persoonlik is op die oomblik. So, vandag kyk ons na die tweede geloofstelling, en dit is natuurlik oor Jesus. Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore seun van God, ons Here. So, net in daai geloofstelling kry ons te doen met 3 titels wat daar aan Jesus gegee word. Hy is die Christus, hy is die seun van God en hy is ons Here. En ons gaan nou 'n bietjie van nader kyk na elkeen van hierdie 3 stellings. So die teks wat ons uit gaan werk is Matteus 16 en ons gaan kyk na vers 13 tot 16. So julle kan die video hier stop as julle graag soontoe wil blaai, anders dan gaan ek dit in elk geval net vir julle op die skerm ook gooi. So Matteus 16, ons lees van vers 13 af. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Natuurlik verwys hy nou na homself. Vers 14, hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia, of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek?
Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. So wat Jesus basies hier doen is, hy vra vir hulle, as ek dit in Engels kan stel, so wat is die word on the street? Wat sê die mense as julle op die markplein is, as julle in die straat rondloop, met mense by winkels gesels, wat sê hulle oor my? En die disippels dan nou, natuurlik, sê hulle maar, dit klink vir ons wanneer die mense oor die praat, dan sien hulle U as een of ander reïnkarnasie van een van die oorlede profete. En dan dop Jesus die vraag om, en hy vra vir hulle, maar wie sê julle is ek? Julle wat nou vir 3 jaar regtig intens en intensief saam met my 'n pad stap. Wie sê julle is ek? Natuurlik, ou Petrus wat altyd eerste in hals oor kop gewoonlik is, hy sê die Christus, die seun van God. En die is belangrik. Ek wil nou vir julle 'n videoetjie wys, die plek, Caesarea Philippi, waar hierdie gesprek plaasvind, en natuurlik Petrus se verklaring dan ook op die eind gebeur, en alles wat Jesus daarna sê op hierdie verklaring, sal ek my kerk bou, en die hekke van die hel sal dit nie oorweldig nie. Is baie belangrik waar hierdie gesprek plaasvind, en ek wil graag vir julle nou net 'n videoklipie wys, net om vir julle so 'n bietjie idee te gee van hoe dit daar gelyk het, en dan kan ons 'n bietjie verder gesels. Well, I finally made it to the north of Israel, near Dan, at a place called Caesarea Philippi. Now, this is a large archaeological site containing elaborate building projects by Herod Philip and Herod the Great's grandson, Agrippa II. Heard it's supposed to rain today. In addition to magnificent Roman structures, Caesarea Philippi is also known for banyas, a collection of springs, and pagan worship sites linked to the cult of Pan. Pan, also called the goat god, was the Greco-Roman god of nature, livestock, and hunting, all things related to wild times, party music, and of course, fertility. Pan was the crazy-looking guy with the hindquarters, legs, and horns of a goat. The centerpiece of this ancient worship site is this huge cliff and grotto containing the remains of numerous altars, caves, temples, and courtyards. This whole area was teeming with Roman mythology and idolatry. It was right here where Jesus, nearing the end of his ministry, asked his disciples one profound question: who do you say that I am? So Caesarea Philippi was vernoem deur keiser Augustus na keiser Augustus. Hy het gevoel uitnodig om 'n stadnaam te vernoem. En Herodes die Grote, een van sy onderdane, bou toe 'n groot tempel tot die eer van hierdie keiser Augustus in Caesarea Philippi. En saam met 'n klomp ander bouprojekte het dit regtig, naas Rome was hierdie omtrent die kroonjuweel van die hele Romeinse ryk. Dit was regtig vir enigeen wat dit gesien het, 'n manier vir Rome om te sê, kyk hoe groot is ons, kyk hoe magtig is ons, kyk hoeveel weelde is daar in hierdie ryk van ons. So dit was 'n verskriklike, eintlik 'n verpersoonliking van Rome se mag en Rome se heerlikheid. So wanneer Petrus dan sê, U is die Christus, is dit die Griekse woordjie wat ons dan nou kry, Christos, saam met sy Hebreëse ekwivalent wat ons in die Ou Testament kry, Messias. Dis basies dieselfde ding. En dit word vertaal na gesalfde van God. En as ons nou gaan kyk, in die Ou Testament kom hierdie woordjie omtrent 30 keer voor, Messias, gesalfde van God, wanneer daar gepraat word oor konings, dat konings gesalf word tot Messiaskap. Hulle is basies die gesalfde van God. So, wanneer Petrus die verklaring maak, U is die koning, dan sê hy dit hier in die skaduwee van hierdie groot tempel en hierdie groot stad ter ere van keiser Augustus, ter ere van Rome om hulle mag te wys en te vertoon. Wanneer Petrus verklaar, maar U is die koning, U is die Christus, die gesalfde van God, dan sê hy vir hulle eintlik, U is die koning oor alle aardse magte. U is koning oor die mag van Rome, U is koning oor die mag van enige ander groot ryk in hierdie wêreld. U is die koning oor alles in hierdie wêreld. Caesarea Philippi was ook so wat ons nou in die videoklip gesien het, die plek waar daar 'n klomp groot tempels vir heidense afgode gebou is, en 'n klomp kultusse het ook in hierdie stad gefunksioneer.
Voordat keiser Augustus die stad vernoem het na Caesarea Philippi toe, dit bekend gestaan as Panias, vernoem na die Grieks-Romeinse god Pan. En dit het nou later so 'n bietjie vervorm in Banias geword. Julle sou Banias daar by die een grot gesien het. Nou Pan is waar ons die woordjie pantheïsme vandaan kry. Pantheïsme is 'n manier om te kyk na 'n god wat absoluut deel geraak het van die wêreld. As julle kan onthou toe julle die eerste keer Avatar gekyk het, hy wat hulle die ponytail so en alles indruk en dan sal hulle nou verbind aan hierdie godheid binne in die wêreld. Pantheïsme sê basies alles is God en God is in alles. En dit kom van die woordjie Pan af. So daar was 'n groot tempel hier in Caesarea Philippi vir die god Pan en ook die ou moeilikheidmaker van die Ou Testament, die god Baal. Met ander woorde, wanneer Jesus weer eens hier in Caesarea Philippi hierdie verklaring maak oor Jesus as die koning, is hy nie net die koning oor alle aardse magte nie. In die skaduwee van die groot tempels en van hierdie heidense kultusse en goed, sê Petrus dan basies, U is die koning ook oor alle hemelse en alle geestelike magte. Met ander woorde, daar is geen domein in hierdie wêreld of in enige ander wêreld waar U koningskap nie absoluut is nie. Jesus is koning oor alles. Soos ongelooflik as 'n mens so 'n bietjie die konteks van waar Jesus en Paulus saam met Petrus hulle hierdie gesprek gehad het. Alles wat in die agtergrond eintlik gesê word. Maar daar's ook 'n tweede deel aan hierdie uitspraak van Petrus, dat Jesus die seun van God is. Nou weer eens as 'n mens na die Ou Testament toe gaan, dan word daar baie keer na konings en profete verwys as seuns van God. Maar nooit binne die unieke konteks wat ons kry wanneer Jesus verwys word na as die seun van God nie. Die Nuwe Testament verduidelik vir ons dat Jesus is die ewige seun vir God. Die Engelse woordjie sê dit so 'n bietjie mooier as wat mens in Afrikaans kan sê, the co-eternal Son of God. Hy is saam met God ewig. Daar's nooit 'n tyd van die begin tot die einde wat Jesus nie sal wees of was nie. Jesus is ewig. En Johannes 1 help ons ook daarmee. Johannes 1 vers 1 wat sê, in die begin was die woord. En ons weet die woord is Jesus. Met ander woorde, in die begin was Jesus daar. En Jesus was by God. En Jesus was self God. So daar was nooit 'n tyd wat Jesus nie was nie. En daar sal nooit 'n tyd wees wat Jesus nie sal wees nie. So, daar's 'n unieke autoriteit as 'n mens die evangelies lees. Daar's 'n unieke autoriteit aan Jesus as die seun van God, wat hom nie maar net nog 'n profeet of maar net nog 'n koning maak nie. Of soos wat ons mos nou maar aangenome kinders is van God. Is hy nie 'n aangenome seun van God nie. Daar's 'n unieke autoriteit wat aan Jesus lê. As hy in gesprek was met mense, dan het hy hulle gedagtes aangespreek nog voordat hulle gedagtes kon verwoord het. Hy het nooit met mense geargumenteer nie. Hy het vir hulle gesê, hoekom dink jy so? Hoekom dink ek hoe? Nee, jy weet wat jy gedink het. Hy het nooit met hulle geargumenteer nie. Hy het hulle gedagtes geken nog voor hulle dit gesê het. As hy gepraat het, het storms geluister. Julle onthou die storie van Jesus wat die storm stil maak. En toe hy sê, storm, dis nou tyd om te bedaar, toe was dit nie, okay, gee my net nog so oomblik, nog bietjie donderslaan, goed, tjoep stil, dadelik. En die disippels het hulle vrek geskrik, toe hulle dit gesien het. Hy het gesag oor die dood gehad. Hy het op 'n stadium vir Lazarus gesê, alright, Lazarus, jy kan nie meer dood wees, jy kom uit die graf uit. Demone het in vrees voor hom neergeval. Moderne media het mense so half hierdie idee dat Christene is eintlik maar uitgelewer aan die bose geeste. Bose geeste het soveel mag. Jy weet, soos verlede week se prentjie oor Jesus en die duiwel wat arm druk is. Jy weet, enigiemand kan wen. Nee, as hy in kontak gekom het met demone, het hulle gesê, Here, maar dis nog nie ons tyd nie. Het jy gekom om ons voor ons tyd te verdelg? Of kan ons asseblief gaan? Laat ons gaan. Moet ons nie terugstuur nie. Hulle was bang vir hom gewees. Jesus het absolute autoriteit oor bose geeste gehad. Met ander woorde, hy was die unieke seun van God. Anders as enige ander persoon wat daar al ooit na verwys was as seun van God. En dan is daar in die geloofsbelijdenis nog 'n laaste deeltjie wat nie in ons teks kom nie. Hierdie teks in die gesprek wat Jesus en Petrus hulle gehad het nie, wat vir Jesus ook die titel gee, ons Here. Nou, die Nuwe Testament verwys amper 300 keer na Jesus as die Here. En dis sekerlik vandag ook nog die algemeenste manier om na Jesus te verwys in terme van sy identiteit en van sy bediening, om te sê, maar Jesus is ons Here. En die rede hoekom dit verskriklik belangrik is, dat daar in die geloofsbelijdenis hiervan melding gemaak word, is want
toe die Ou Testament, wat oorspronklik in Hebreëus geskryf was, uit die Hebreëus uit vertaal is in die Grieks in. Die Griekse vertaling wat ons het van die Ou Testament is staan bekend as die Septuaginta. Nou, ek sal nou nie verveel met hoekom dit is nie, maar die Septuaginta. Toe daai vertaling uit die Grieks uit die Hebreëus uit na die Grieks toe gemaak is, het hulle die woordjie om te verwys na die God van die Ou Testament, Jahwe, die woordjie wat hulle gebruik het om hom as die Here aan te spreek, het hulle vir Jesus met daai selfde woordjie in die Nuwe Testament aangespreek. Met ander woorde, Jesus is soos wat die Nuwe Testamentiese disippels en Nuwe Testamentiese skrywers verstaan het. Jesus is die God van die Ou Testament. Jesus is die almagtige skepper God. En hulle het hom op dieselfde manier aangespreek as wat die Ou Testament vir Jahwe, die skepper God, aangespreek het. Nou, miskien is julle soos ek ook, en ek dink dit is as gevolg van hoe ons miskien aan Jesus blootgestel was van ons kinderdae af. Daar is so 'n bietjie van 'n disconnect, wanneer 'n mens dink aan Jesus as, daar's 'n bietjie van 'n disconnect tussen Jesus en God vir baie mense. En selfs vir baie Christene natuurlik, maar vir baie nie-Christene ook nie. Soos wat die Ou Testament van die Nuwe Testament geskei is, mense partykeer hierdie idee dat maar Jesus en God is ook in daai opsig van mekaar geskei. Wanneer ons Jesus verklaar as die Here, dan verloor ons daai ontkoppeling, dan val dit weg. Dan verklaar ons, maar Jesus is God. Jesus is dieselfde skepper God wat in die begin van tyd gesê het, laat daar lig wees. En dis dieselfde God wat aan die kruis kom hang het, dis dieselfde God wat aan die einde van die tyd weer gaan terugkom. Dis nie dat Jesus nou 'n nuwe toevoeging tot die drie eenheid is nie. Jesus is God. So, wanneer ons dan nou vir Jesus erken as Here, dan verloor ons daai ontkoppeling tussen Jesus en God. Nou, konings is vandag so 'n bietjie buite ons verwysingsraamwerk, maar probeer jou kop rondom die koningskap van Jesus kry. As die absolute autoriteit in die hele skepping. Daar's niemand groter as Jesus nie. Daar's niemand met meer gesag en autoriteit en seggenskap in die hele geskape orde nie. Daar's niemand na wie toe jy kan hardloop as om vir Jesus te gaan uitsort as jy voel hy was bietjie lelik met jou gewees nie. Jesus is die absolute, die uiteindelike autoriteit in ons hele werklikheid. En met hierdie absolute mag sien ons nie 'n tiran nie. Soos wat baie, sê ons maar, absolute power corrupts absolutely. Met hierdie absolute mag sien ons iets wat ons nooit in hierdie wêreld sal sien nie. Sien ons 'n God wat daardie mag gebruik om te red en te verlos en ons nader te trek. Ons koning Jesus is 'n sagte koning. Hy's nie 'n tiran nie. Nou, een van die fokuspunte van hierdie reeks waarmee ons besig is, soos wat ek in die begin gesê het, is om 'n bietjie simmetrie in ons geloof te ontwikkel. En die vraag wat ons dan nou vra in terme van die tema van vandag is, hoe kan 'n mens partykeer asimmetries raak wanneer dit kom by jou beskouing van Jesus? En hoe kan hierdie temaatjie vir ons help om weer beter simmetrie te kry wanneer ons dink aan Jesus? As jy nou dink, baie Christene is baie gou om te sê, Jesus is my verlosser. Jesus is my verlosser. Maar daar is baie keer 'n huiwering en selfs 'n afwesigheid van die bevestiging dat Jesus ook koning is oor my lewe. Wanneer ons kyk na daardie selfde Christene se manier van hoe hulle lewens lewe. Dat hulle gou om te sê, Jesus is my verlosser. Maar as mens kyk na hulle lewens, dan ontbreek, selfs al sê hulle dit nie, maar ontbreek die feit dat Jesus ook koning is oor hulle lewens. Dat daar onderdanigheid aan Jesus ontbreek, dat daar ontzag vir Jesus ontbreek. Baie Christene, ek het nou al 'n paar keer hieroor gespot, baie Christene neem vir Jesus as verlosser aan dieselfde manier as wat baie van ons brandversekering uitneem by ons vir ons huis, jy weet. Jesus as verlosser is brandversekering sodat ek eendag by die regte plek opeindig, en dit is waar dit stop. Jesus het nie koningskap oor my lewe nie. Jesus het nie, daar's nie gehoorsaamheid wat saam met die verlossing gaan nie. Maar na die ander kant toe is daar ook 'n klomp Christene wat 'n heeltemal 'n oorontwikkelde siening het van Jesus se koningskap, van hom as die magtige koning van die heelal. Dat hulle hom absoluut miskyk as redder en verlosser, as liefdevol
en sag. Hulle het hierdie prentjie van hierdie almagtige kwaai God wat daar iewers ver sit en net wag vir jou om nonsens aan te vang sodat hy vir jou kan straf. En dit skep 'n klomp angs binne in Christene, want ek moet net sorg dat hierdie God, hierdie verskriklike God, soos dit verlede week ook gesê het, tevrede bly en my uitlos. Die Bybel is ondubbelsinnig dat ons simmetrie moet hê wanneer ons aan Jesus dink. Dat Jesus red ons nie net van die straf van sonde nie, en dit is sy funksie as verlosser, hy red ons van die straf van sonde, maar dat as ons aan hom gehoorsaam is, aan die werking van sy gees in elkeen van ons lewens, dan wil hy ook vir ons red van die mag van sonde. En dit is waar sy koningskap inkom. Dit is wanneer ons in gehoorsaamheid aan hom lewe ons 'n lewe van heiligmaking, elke dag so bietjie nader aan die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. En dit kom net wanneer ons hom nie net as verlosser bely, wat ons gered het van die straf van sonde, maar wat ons besig is om te red van die mag van sonde, natuurlik eendag sal red van die teenwoordigheid van sonde. So Jesus is koning, en hy is ook verlosser. En as ons dink aan koning, dan moet ons dink, hy is 'n koning wat sag is, en hy spoor ons aan in liefde, om 'n lewe van heiligheid voor hom te leef. Nou, dit is een van die mooiste vrae vir my in die hele Bybel. Een van die belangrikste vrae in die hele Bybel is die vraag wat Jesus vir sy disippels gevra het in die stukkie wat ons vandag gelees het. Wie sê die mense is ek? Wie sê jy is ek? So kom ons kyk gou vinnig net. Wie sê die mense in vandag se tyd is Jesus? Die feit van die saak, en dit het ons 'n bietjie aangespreek in ons Pinksterreeks ook reeks is dat daar is nie 'n geloof of wêreldbeeld wat nie 'n opinie in hierdie wêreld oor Jesus het nie. Positief of negatief, almal het 'n opinie oor Jesus, wat baie vreemd is op sigself, maar almal in hierdie hele wêreld het 'n opinie oor Jesus. Die moslems beskou vir Jesus as een van God se belangrikste profete, maar nie die unieke seun van God, soos wat ons hom as Christene leer ken het nie. Die Jode beskou vir Jesus as 'n valse Messias, wat 'n klomp mense van die ware geloof af weggelei het, van die Joodse geloof af. Sommige Hindoes beskou vir Jesus as een van die vele inkarnasies van hulle God Vishnu, wat gekom het om orde en herstel vir 'n tyd in hierdie wêreld te bring. Ateïste en agnoste beskou vir Jesus as 'n goeie morele leermeester, en natuurlik 'n goeie voorbeeld om na te streef in ons strewe na sosiale geregtigheid in hierdie wêreld. Die groot ironie van die saak is dat baie progressiewe Christene presies dieselfde beskouing as Jesus het, as wat ons sou sê ateïste en agnoste het. Hy het nie wonderwerke gedoen nie, hy is nie uit 'n maagd gebore nie, hy het aan 'n kruis gesterf, maar nie vir sondes nie, hy het nie uit die dood uit opgestaan nie. So op die ouend vra ons dan, wat bly oor? Dat hy dan 'n goeie leermeester was, 'n morele leermeester, wat ons selektief kan aanhaal, want dit moet selektief wees, hy het 'n klomp ander weird goed ook gesê, wat nie net op moraliteit afkom nie, wat 'n klomp wat ons selektief moet aanhaal in ons strewe na sosiale geregtigheid. Eintlik maar 'n evangelie van sosiale geregtigheid. So, dan is daar nog ongelowiges. Ongelowiges het ook beskouing van Jesus, maar hulle beskou hom op dieselfde vlak as enige historiese figuur, soos Mandela. Jy weet, hy's interessant, maar hy's irrelevant vir my lewe. En dan laaste ook, wat ons sou noem kulturele Christene, Sondagschristene, nominale Christene, is Jesus is 'n goeie toevoeging tot my lewe. Hy moet sorg dat alles in my lewe glad verloop. Jesus se eie leringe en sy lewe en sy sterwe en opstanding op die ou end het elkeen van hierdie valse of foutiewe voorstellings van wie hy werklik was eintlik maar verwerp. C.S. Lewis het 'n baie bekende uitlating gemaak oor die inhoud van wat Jesus in die Nuwe Testament oor homself gesê het. In die Engels so lekker alliterasie, julle weet ek hou van dit. Hy het gesê, he was either a liar or a lunatic or Lord. He was either a liar, as jy gaan kyk na wat Jesus oor homself gesê het, is al net een van 3 opsies. He was either a liar, a lunatic or Lord. Jesus het of gelieg oor wie hy was, hy het van beter geweet, maar omdat hy so oortuigend was, het hy soveel mense oortuig, of hy was klinies mal gewees, dat hy regtig gedink het, hy is die seun van God, dat hy regtig gedink het, hy kan wonderwerke doen, en hy kan die dood oorwin, en al die profesie wat hy oor homself gemaak het, dat hy eintlik maar klinies mal was, met respek gesê, of hy was waarlik wie hy gesê het hy was.
En as dit waar is, soos wat ons natuurlik glo dit is, en ook op grond van die legio bewyse, wat dit vir ons op die eind meer betroubaar maak, as dit waar is, kan ons nie as Christene traag my nie agtig wees oor Jesus nie. Die Engelse woordjie is indifferent. Een van die bekendste tekste miskien in Openbaring is, dink is aan Openbaring 3, was julle maar koud of warm, maar nou is julle lou. Ons kan nie traag my nie agtig wees oor Jesus. As ons op die eind by die slotsom uitgekom het, dat hy was wie hy gesê het, hy was nie. Ons kan ook nie selektief wees oor wat Jesus gesê het nie. Ons moet of alles vat wat hy gesê het, of ons kan niks vat nie. Want as ons Jesus ernstig vat op dit wat hy oor homself gesê het, kan ons nie sê, maar hy was 'n goeie morele leermeester geweest, want hy het 'n klomp ander vreemde goed oor homself ook gesê, en oor die aard van ons realiteit. En kan ons ook dan nie op die oomblik geswaai word deur ander mense se opinies, se verdraaide opinies oor Jesus nie. Ons moet staan op die hele waarheid, wat hy oor homself en oor hierdie werklikheid waarin ons leef, geopenbaar het, en veral wanneer ons self gevra word, en wie sê julle is ek? Is dit waar ons antwoord vandaan gaan kry? Jesus is die enigste God uit alle godsdienste, wat ook die een is wat die eerste tree geneem het, om 'n oplossing te gee of te kry vir die sonde wat ons teenoor hom gepleeg het. Alle ander godsdienste sê, jy moet die effort insit, jy moet die plan maak, hier's die standaard, jy moet dit bereik, jy moet boete doen en Jesus is die enigste God van alle godsdienste wat sê, ek het eers na jou toe gekom, om te herstel wat jy op jou eind gebreek het. Hy kom self, soos wat ons die woordjie al gehoor het, inkarneer. Hy kom self in ons wêreld in. En Johannes 3 vers 16 is natuurlik die een wat ons almal ken, en een wat ons nooit lees nie, is een wat net daarna kom, Johannes 3 vers 17. Staan daar, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En hier is waar ons mandaat as Christene begin inkom. Filippense 2 vanaf vers 5 tot 11, daai eerste stukkie vertel so mooi dat Jesus het homself nie aan sy goddelikheid vasgeklou nie, hy het homself leeg gemaak van sy goddelikheid, net 'n mens geword en toe 'n slaaf geword, en hy was gehoorsaam tot in die dood in. En as dit die feit is dat ons God, wat ons erken en bely as ons Here en ons koning, as hy bereid was om sy hande en sy voete vuil te maak in hierdie wêreld, verwag hy mos dieselfde van ons as sy volgelinge. Dat ons mense moet wees wat nie sal bang wees om ons hande vuil te maak en ons voetjies vuil te maak, om sy lig in hierdie wêreld in te bring, om die donker plekke te verlig, om die hartvogtigheid en die verlorenheid van 'n klomp mense met wie ons elke dag te doen mee kry, aan te spreek nie. Want dit is hoe ons koning voor ons gedoen het, en dit is wat op die eind van ons verwag word. So Jesus is die Christus en die Seun van God, ons Here. Hy is 'n sagte koning, hy is 'n liefdevolle koning, maar hy is die absolute koning oor elke liewe domein in hierdie geskape werklikheid. Ons gaan elke week afsluit met die 12 artikels deur dit saam met mekaar op te sê, en ons het die vorige 2 weke gehoor dat toe die vroeë kerk hierdie belydenis saam met mekaar opgesê het dit 2 funksies gehad. Die eerste een was dat dit 'n rebellie was teen die sekulêre kultuur van hulle dag, en dat dit 'n toewyding was aan God. So wanneer ons dan nou vandag hierdie geloofsbelydenis weer saam met mekaar opsê, laat dit dan gelyktydig ook dit wees. Jou grootste daad van rebellie teen die wêreldse kultuur daar buite. Dat jy met hierdie belydenis as ware sê, jy verwerp die populêre narratiewe van ons tyd. Nou, narratiewe is 'n groot woord, dit is eintlik maar net die stories wat die wêreld vir ons vertel, en wil jy ons moet glo. Stories soos materialisme, dat deur meer goed te kry ek op die oomblik gelukkig sal wees. Progressivisme, dat die mens deur sy eie krag en inspanning hierdie wêreld 'n beter plek gaan maak. Hedonisme,
doen wat goed voel en dit is die beste ding wat jy op 'n oomblik kan doen. Dat ons wanneer ons hierdie belydenis vanoggend opsê, dat dit ons grootste daad van rebellie teen hierdie narratiewe is wat die wêreld vir ons probeer vertel wat in stryd is met dit wat ons by Jesus gehoor het. En dan laat dit ook jou grootste daad van toewyding wees aan God Drie-enig. So, ek gaan dit vir julle op die skerm gooi, as 'n paar van julle is wat dit nou nog nie lekker ken nie, ek weet die jong klomp miskien, maar kom ons sê dit saam met mekaar op, as ons grootste daad van rebellie en ons grootste daad van toewyding. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Koning Jesus, wat 'n voorreg om vanoggend net so 'n bietjie tyd te spandeer om die vraag wat u destyds vir u disippels gevra het, wie sê die mense is ek? En wie sê julle is ek? Ook vir onsself te kan vra. Here, daar's soveel opinies oor wie u is daar buite. Maar op die ouend is dit belangrik dat ek weet wat ek bedoel wanneer ek sê, u is die Christus, die ewige Seun van God. En u is ook my Here. Here, ek bely dat ek soos baie ander Christene miskien asimetries geraak het in die manier hoe ons u sien. Dat ons miskien so ver oorgehel het om u as verlosser te sien. Dat ons vergeet het dat u ook eintlik koning oor ons lewe is. Dat ons so dankbaar is om net 'n plek verseker te hê in die hemel eendag. Dat dit baie keer in ons lewens ontbreek, dat ons lewens in gehoorsaamheid ook aan u as die koning van hierdie hele skepping toewy. Here, help vir ons om beter simmetrie in ons geloofslewens te kweek. Heilige Gees, help vir ons om nie net oortuig te wees van ons verlossing nie, maar dat ons ook onsself sal inspann. U sal vertrou vir gehoorsaamheid en vir heiligmaking. Here, en ons bid ook sommer net vir elkeen wat aangeraak word nog steeds deur hierdie pandemie in die wêreld. Here, u is ook koning oor dit. Ons verstaan nie hoe dit strook met die koningskap nie, maar ons vertrou, Here, dat soos Romeine 8 vers 28 sê, dat u alles op die ouend ten goeie sal laat meewerk vir die wat volgens die besluit geroep is. Here, en dat ons u regtig daarvolgens sal vertrou. Dat ons ook soos in Galasiërs 6 vers 9 staan, dat ons u sal moeg raak om goed te doen nie. Here, dat ons u regtig sal vertrou. Ons dankie en ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. 'n Goeie en 'n geseënde week vir julle verder.